Hierdie huis vanmôre, amen. Ek gaan begin met 'n stelling en hierdie stelling is dit: die kerk van Jesus Christus is die lig van hierdie wêreld. Wanneer ek dit vanmôre sê, dan wil ek jou verseker dat die kerk van God is nog altyd en sal altyd plan A wees. Daar is nie 'n plan B nie, maar God het die kerk geroep en terwyl ek net my inleiding so 'n bietjie voorberei deur hierdie week en ek vanoggend agter my laptop gaan sit, toe verander die Here so 'n bietjie my gedagtes en ek bring net hierdie as 'n inleiding vanmôre vir jou, want ek praat met jou as die kerk van God, ek praat vanmôre met jou as die liggaam van Jesus Christus. Die Here sit hierdie in my gedagtes terwyl ek voor my laptop sit en hoor net gou-gou hierdie Paulus is die een wat 13 boeke van die Nuwe Testament geskryf het. En uit hierdie 13 boeke wat Paulus dan geskryf het in sy leeftyd onder sy bediening, is 9 van hierdie boeke toegewy aan gemeentes. Wanneer ek daarna kyk, dan besef ek die belangrikheid wat daar is in die gemeente struktuur. Nou vra jy dat nie, waarna toe is jy op pad? Bly net by my. Die gemeente is God se plan en God gebruik 'n Paulus om boeke aan die gemeentes te skryf. Hierdie Paulus het oor die 16.000 kilometers sonder 'n vliegtuig of 'n jeep met 'n kameel of 'n perd of 'n donkie 16.000 kilometers afgelê na gemeentes toe, omdat ek glo dat die gemeentestruktuur 'n prioriteit in die hemel is. Omdat ek vanmôre glo dat die gemeente is God se plan A. Paulus was so 3 keer gearresteer en ek dink toe hy in die tronk sit en as ek nou vanaf vandag se nuwe sagter tipe mens kyk, is dit genoeg rede om te sê, ek gaan maar nou eers alles neerlê, want arme ek, dis nie julle nie. Maar Paulus is nie 'n arme ek, terwyl hy gearresteer word, omdat hy 'n passie in sy hart dra vir die gemeente nie, maar hy kyk deur die tralies van die tronk, en hy vra vir die tronkwag, het jy nie vir my 'n stukkie pen en papier nie, ek moet gou 'n brief vir nog 'n paar gemeentes skryf. Dan wil ek dit vanmôre sê, dat die gemeente is God se plan A, nog altyd. Nou bring ek my eie lewe net vinnig hierin, ek het in my lewe ook baie gaan rondsing, en julle weet dit, en dit is nou nie so belangrik nie. Maar die belangrikheid van dit alles is, ek en my vrou het in die kar geklim, en ons het baie keer kilometers en kilometers gaan ry. Jy ry deur vlaktes, jy ry deur woestyne, partykeer is dit mooi, partykeer is dit lelik. Maar hoeveel kilometers ek en sy al in ons lewe afgelê het, verdisig was, aan die einde van dit het ons altyd by 'n kerk gestop. 'n Gemeente wat besig is om in hulle omgewing die lig vir die wêreld te wees. Nou ja, ek gaan seker maar so 'n bietjie eerlik met jou wees net vanmôre, want ek wil dit sê vanmôre, dat die geveg waarmee ek en jy te doen het, is 'n werklikheid. En dit het my 'n tydjie gevat in my lewe, maar ek het vinnig agtergekom, dat nie almal hou van jou nie. Wat 'n skok. Hallo, nie almal hou van jou nie. En baie keer kan ons in die geveg, wat geveg word, so persoonlik raak, jy weet waarvan ek praat, arme ek. Maar ek wil dit vanmôre vir jou net beklemtoon, ek en jy as gemeente, as liggaam van Christus, staan teen 'n mag. En die aanslag is nie so persoonlik teen jou nie, maar dit is om die werk en die saak van God in die wiele te ry. Is julle hierso? Jy moet lekker saam preek vanmôre asseblief. Dit gaan oor meer as net oor my
en jou bestaan, en jou drome, en jou paycheck aan die einde van die maand, en ek wil iets vir jou vanmôre verduidelik, ons is sterk toring gemeente, sê amen. En ek en jy is die liggaam van Jesus Christus, sê amen. En ek wil vir jou sê, dis tyd dat die liggaam by mekaar uitkom en begin funksioneer, soos wat God wil hê ons moet funksioneer in hierdie uur. Amen. Jesus kom nie vir 'n arm, beklaanswaardige, in die hoek sit, kerk nie. Maar God kom vir 'n kerk wat soos 'n soldaat gebou is, wat besig is met die werk van die Here. O, Here help my. My verklaring was nog altyd in my lewe. Ek gaan so 'n stukkie net van my eie lewe vir jou sê. Ek het ook in die sekulêre wêreld gewerk. En toe ek voltyds in die bediening gaan, was hierdie my ooreenkoms met God. En hierdie ooreenkoms is doeteenvoudig dit, en ek sê dit nederig voor God, Here, ek sal na die beste van my vermoë agter U werk kyk. En ek weet dat U sal agter my werk kyk. Prioriteit nommer 1 vir Dudley Mans, vir Cecile Mans, vir sterk toring is, ek gaan agter die werk van God kyk na die beste van my vermoë. Amen. En dis nie altyd maklik nie, maar as ek op daai plek kom, dan weet ek, daar's 'n God wat sê, Dudley, as jy agter my kyk, ek beloof jou, ek gaan agter jou kyk. En raak vir my rustig, ek gaan nie oor 10de preek nie. En nou kyk ek terug na Goeie Vrydag, en ek gaan so 'n stukkie van my hart vir jou gee, oor Goeie Vrydag. Ons as gemeente beplan 'n saamtrek vir Springs. En ek wil jou beloof, daar's baie uitdagings gewees. En nou verduidelik jou gou iets en waar ek vandaan kom net rondom dit, en ek wil sommer net hier so 'n bietjie met jou gesels. Ek maak nie 'n leerstelling daarvan nie, maar vir my, Dudley Mans, is wanneer jy na die drome gaan kyk, en wanneer die slim mense vir jou wat geestelik drome uitlê, wanneer jy droom van 'n voertuig of 'n kar, dan droom jy van jou bediening. En so het ek in my lewe altyd nog, wat te karre ek het ek gekoppel aan die bediening waarmee ek besig is. Sê Dudley, ons verstaan jou nog. En vir jare het ek as 'n jong man my pa se karre gery. En dan vat ek die vergelyking en ek sê, ja, daar was 'n tyd wat ek en my pa saam in die bediening gestaan het. En ek wil dit nou nie vergeestelik nie, moenie jy dit nou in jou lewe toepas as dit nie vir jou is nie, maar vir my het dit so gewerk, en op 'n stadium koop ek 'n Volkswagen bus, 'n transporterbus. En hierdie bus het baie spasie agter. En dit is nou nie asof ek doelbewus elke keer na my bediening kyk as ek 'n kar koop nie, ek is ook net 'n mens, ek hou van 'n kar en ek hou nie van 'n kar nie. Maar toe ek die bus kry, is asof die Here vir my sê, dis tyd om in Suid-Afrika in te beweeg met jou bediening. Julle kyk my. En jy sal my nou nie glo nie, maar 'n paar jaar terug kom 'n oom by my en hy gee my 'n kar. Nee, maar nie nou jaloers raak nie. Maar van al die karre in die wêreld, besluit hy my om 'n Citroen C4 te gee. Ek wou sê, oom, moet jy nie gou net weer 'n bietjie gaan hoor by die Here, presies wat jy moet doen nie. Maar hierdie Citroen wat ek kry, wil ek vir jou sê, van die buitekant af, is daar baie mense wat sê, ja, whatever, maar my vrou vra, daai kar het al die bells and whistles gehad. Hy het gery soos 'n droom, nee my skat. Aircon, power steering, dit is net te fancy. En ek verduidelik jou nou sommer iets, en ek praat so 'n bietjie met jou, en op 'n stadium ry ek en my vrou so 'n paar jaar terug na 'n troue toe, en terwyl ons op die hoofweg is, reën dit verskriklik, en ek ry soos 'n ordentlike mens, nee, ek was ordentlik. En die volgende oomblik, in slow motion, kom meneer, hieroor, en dit reën, en die verkeer is opgeknop, maar ek vat te veel, ek probeer dit inkleer, en daai ou slaat my, Citroen C4, dat hy lyk soos 'n Russian.
Lang storie kort, die kar staan daar, nou het ek die bus, en ek het die sitroen. Die bus sê vir my, gaan bedien Suid-Afrika. My sitroen wat vir my gesê, ag ek praat sommer my hart, sê Dudley, dis oké, ek kan jou hart praat. Die sitroen het vir my gesê, Dudley, moenie worry nie, God weet van jou. Maar toe die sitroen gestamp is, toe, lang storie kort, ou oom het hom vir my reggemaak, maar hy was nooit weer wat hy was nie. En is daar waar ek begin besef het, die Here sê vir my iets. Nou moenie jy probeer te veel tussen die lyne lees nie, maar ek het gevoel hoe God in my bediening vir my sê, dis tyd om aan te beweeg. En ek vat toe die bus, ons begin hier by Sterktoring toe, ek vat toe die bus, en ek vat die sitroen, en ek verkoop hulle. En ek koop vir my 'n bospolo. Ken jy 'n bospolo? 'n Amarok. Nou ry ek met my polo en ek is te bly in my hart, en toe ek ding klaar gekoop en ek rondry, dis asof die Here my hart oopmaak, ek praat met jou oor jou bediening, Dudley. Nou wat die ding gebeur is, wat die Here net vir my oopmaak, rondom dit is dat, dis 'n voertuig, en die voertuig, en ek wil nie net mekaar maak, ek en God verstaan mekaar, is 'n gemeentestruktuur, maar die spasie agter op die bak, sê God vir my, jy's nog nie klaar, om ook Suid-Afrika te bedien nie. Asof die Here vir my sê, jy gaan nog, miskien nie in die hoeveelheid wat jy voorheen het nie, maar daar's nog spasie om Suid-Afrika te bedien. Sê dat jy vertel 'n lekker storie, dis glad nie boring nie. En is toe ek met, nou maar laat ek net gou dit sê, in al hierdie tyd het ek nog 'n karretjie. O, mense. Het ek nog 'n karretjie wat altyd onder my afdak staan. En sê, hierdie pastoor wil net oor sy karre praat, moenie jy worry nie. Jy wil nie vir Bekkie man sien nie. Maar hierdie bakkietjie wat ek het, word 'n Shana genoem. Ken jy 'n Shana? 'n Shana is 'n hoenderhok met wiele op. Maar hierdie Shana staan, en ek en my vrou is verskriklike groot mense, en ons pas net in hierdie Shana. Maar hierdie Shana het 'n groot bak, en ek het hom al hoeveel keer in my lewe geoorlaai. En al wat die Shana vir my beteken, is asof God vir my sê, Dudley, jy moet nooit vergeet, dat jy 'n dienskneg bly nie. Ek bly 'n dienskneg, jy kan dink wat jy wil, dis my en my vrou se Shana. En as ek kwaad is vir my vrou, dan sê ek, kom ons ry gou met die Shana. Skit al die nonsens uit daar uit. Maar is toe met my bospolo, wat ek ry en ek vat baie tyd hier vanmôre, maar ons kuier so bietjie. Wat ek die week voor ons Goeie Vrydag saamtrek, ry met my bakkie, wat ek voel die Here vir my gegee het, en ek voel baie gebless, en so bietjie gestres, want Goeie Vrydag is op pad. En terwyl ek ry in die kar, kom 'n man van Springs, en hy ry in my splinternuwe bakkie vas. En ek klim uit, en die gees van die Here is op my. En ek word nie kwaad nie. Maar hoor mooi wat ek vir jou sê, die oomblik toe daai kar my tref, toe is dit asof die gees van God dadelik my wakker maak en sê, daar kom 'n aanslag. Maar jy sê, en ek vat te veel tyd, maar nou praat die Here met my, en die oom ry my vas, en dis die werk se bakkie, en hy gee my 'n lang storie, en ek sê, oom, moet jy nie worry nie. Want jy sien hierdie oom, nou ek wil nou nie uit my lyn uit praat nie, maar my bakkie is 'n Volkswagen. Die oom het my gestamp met 'n Mahindra. Nou wil ek vir jou sê, 'n Mahindra is nie so hemels soos 'n Volkswagen nie.
Die Mahindra het baie slegter afgekom as ek. Maar die oom stamp my, en hoor nie die geestesriem, die oom stamp my reg op my bakkie se hak. En toe die oom my stamp, en jy moet my nie verloor nie, verstaan net vir dat nie. Die hak, toe ek sien, hier kom 'n aanslag op ons bediening, toe stamp die oom my op my hak, en dis die hak van my bakkie, wat daardie week 'n trailer sou hak, om te gaan adverteer, dat ons 'n saamtrek het, op die sportsgronde. O, julle amens. Julle amens. Julle wil nie die hele storie hoor nie, wil julle? En dan gebeur dit ook so, en Tine sal nou die detail ken, maar ek gaan hom nie in my storie intrek nie. Ons haak die trailer, daai man maak 'n bord, maar ek voel of ek die president van, wie is hy, Trump? My maat, daai ding is groot. Maar nou haak ek, sê Here, dis oor U, dit gaan oor U. En ek haak die trailer, en ek gaan stop hom iewers in Springs die eerste dag. Die eerste dag toe ek al maar stop, hier by 2 uur bel daai kerk my en sê, ag, ekskuus tog, jou trailer staan 'n bietjie te naby in ons kerk, kom skuif hom. Dag 2, voel ek gaan stop hom daar op 'n vlak, dis naby 'n mall, en ek gaan nie my situasies weggee nie, en dan gaan pimp hom van julle my. En ons stop hom daar op 'n veld, en waaraggies, bel hulle my, iemand, bel ons sê, hoor die pastoor, ons wil net vir jou sê, hulle het nou net jou trailer ge-impound, hoor. Dag 2, die trailer wat aan my bediening gehak is, want dit gaan nie net vir my oor sterk toring nie, die trailer wat ek hak is, Here, mag ons 'n siel in Springs bereik. En dag 2, vat hulle my trailer, ag, Here, help my. R4,000 later, 2 dae later, toe ek die trailer terug. Ek kyk vir Tinus, en Tinus kyk vir my, sê, ons gaan weer. Al wat ons doen is, ons hak hom aan die bakkie, en ons ry net rond, ons stop hom nêrens. Goeie plan, Tinus, goeie plan. Dag 4, toe stop dieselfde polisieman daar en sê, nou gaan ek hierdie kar en hierdie bakkie impound. Gebruik hierdie storie om vir jou iets te probeer vanmôre te beduidelik. Die kerk is nog altyd God se plan. Ek dink aan die opdrag van Jesus, ons almal ken dit, gaan dan heen en maak disippels. Dis die opdrag van die kerk, en ek herhaal myself, dat ek en jy as gemeentestruktuur is God se plan A. Daar is nie 'n plan B nie. En toe kom Goeie Vrydag, en 4 uur die oggend, jaag my vrou my die huis uit, en sy sê, gaan haal vir my die braaiskorrel in die karavaan, en toe ek buite kom Vrydagoggend, toe reën dit. Nou moet jy weet, ek as pastoor, ons reël hierdie ding nou vir Goeie Vrydag, dat hou jou hart net sterk. Ek weet nie, hier is 'n paar mense wat gesê het, ons het deur die reën gery om by die saamtrek uit te kom. Is nat, is koud, maar ons sê, ons gaan voort vir die werk van die Here. Ek vat te veel tyd. Goeie Vrydag gebeur, en die wat daar was, wil ek uit my hart uit vir jou weer sê, baie, baie dankie. Elkeen wat saam gewerk het, ons is die gemeente, ons is die liggaam van Christus. Maar die realiteit is, die kragtrip, 1 keer, 2 keer, nee, draai weer, 3 keer. By die eerste keer wat die kragtrip, verloor ons as die band al ons settings, en ons is maar so autopilot, ons stel maar weer in soos wat ons aangaan. En ek wil net dit vir jou vandag sê, en ek praat sommer so 'n bietjie met jou, teen die tyd wat Goeie Vrydag klaar is, toe voel ek soos 'n soldaat met 2 linkerarms en 1 houtbeen. Ek soos, Here, my gees is plat geslaan. Ek weet dat ek moet die mense bereik, en ek gaan eerlik vir jou sê, Here, kon dit nie miskien beter uitgewerk het nie. En dit is juist toe ons net klaar maak, wat daar 'n jong man by my kom. En hy sê vir my, pastoor, ek is nie eintlik die kerktipe nie. Maar baie dankie
vir hierdie dag wat julle gereël het. Amen. Nou ek is daai ou, ek praat altyd eerlik met julle, ek is altyd daai ou gewees wat sê, hoekom wil jy net een? Jy weet die ouens sê altyd, as ons net een siel kan bereik, dan sê ek, maar as jy terwyl jy besig is om een te bereik, draai sommer vir 1000. Want daardie Vrydag kom 'n jong man by my met trane in sy oë en God is my getuie en hy sê, baie, baie dankie vir hierdie dag. En dan sê ek uit my hart uit saam met jou vanmôre, as die gemeente sy plek verstaan, dan is dit gaan dan uit en gaan vertel van Jesus Christus. En dit kom in my gedagtes op en ek wil nie op mense se gevoelens speel nie, maar jy sit ouers in hierdie plek. En ek sonder niemand uit nie. Jou kind is nie wat hy moet wees nie. En as jy geweet het dat jou kind 'n ontmoeting by Goeie Vrydag se diens sou gehad het, sou jy saam met my, en ek praat nie geld nie, maar jy sou saam met my die R4000 vir die trailer betaal het. Jy sal saam met my daardie oggend 4:00 opgestaan het en te midde van die reën gesê het, ons gaan iets vir God doen. Want het is maklik om 'n opinie te hê, tot jy die een is wat die ontvanger is van die seën wat daarin kan wees. Amen. Jy sien, ek kom vanmôre en ek wil die rol van die kerk net so bietjie duidelik maak by jou. Romeine 13 vers 14 kom en hoor hierdie mooi woorde wat Paulus dan skryf aan die gemeente in Romeine. Hy sê elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar dan kom Paulus en hy haal 3 dinge aan wat vir ons baie belangrik is. En Paulus vra 3 vrae. Hy vra die eerste vraag, hy sê, hoe sal hulle aanroep as hulle nie glo nie? Dan vra Paulus, en hoe sal hulle glo as hulle nie hoor nie? En dan vra Paulus, hoe sal hulle hoor as iemand nie gaan preek oor wie God werklik is nie? En ek herhaal myself en ek sê vanmôre vir jou, gemeente van God, kind van God, ons is die liggaam van Christus en ons is God se plan A vir hierdie wêreld. As 'n ou liedjie wat ek baie van hou, wel is nie 'n ou liedjie nie, maar hy sê hierdie woorde, I'm just a nobody, trying to tell everybody about somebody that saved my soul. Dan wil ek vanmôre die woorde so bietjie verander en ek wil sê, we are the body that needs to go and tell everybody about the only somebody that can save their soul. Hierdie lied al baie gesing, elkeen behoort te weet wie Jesus is. Sit Mike so 'n stukkie by en hy sê, gaan en vertel, dis ek en jy wat moet uitgaan. Kan ek nou, ja, ek gaan jou nie vra nie, ek doen net wat ek wil. Die lewe is hard. Maar daar is 'n rede partykeer vir al die lyding wat jy en ek deurgaan. En as ek na God se hart kyk, dan sien ek, dit gaan oor siele. Dit gaan oor om mense te bereik. En dan kom daar 'n paar goeders in my hart op en ek vertel jou so vinnig dat Jesus lewe op hierdie aarde vir 33 jaar. Maar eers op die ouderdom van 30 begin Jesus se bediening eintlik. En op 30 jaar, in 3 jaar, impakteer die lewe van ons Here Jesus Christus die wêreld. Wil jy moet hoor wat ek sê? In 3 jaar, saam met 12 disippels, impakteer Jesus Christus die wêreld. En Jesus is daar en Jesus maak gesond en Jesus voed die skare en hy laat die dooies opstaan en hy dryf die duiwels uit
en die skare volg hom. As jy daar in Israel kom, dan gaan jy daar by die berg van predikasie en jy sien hoe Jesus in 'n natuurlike amfitheater eintlik die mense teen die walle laat sit het en hy so bietjie ingegaan het op 'n skuit sodat sy stem kon momentum kry oor die see van Galilea en hoe hy die duisendes toegespreek het. En Jesus is besig met sy aardse bediening. Maar dan ewe skielik raak die toneel anders. Skielik volg die skare nie meer vir Jesus nie, maar in die belangrikste uur van Jesus se lewe vlug die skare. Ek lees toevallig hierdie woorde in Markus 11:50 en hy sê, in daardie uur toe Jesus gevange geneem word, toe het almal hom verlaat en gevlug. Ons lewe in 'n tyd waar die gemeente struktuur, en ek wil hê jy moet hoor wat ek sê, onder geweldige druk gaan kom. Maar dis nie die uur om te vlug en weg te kruip nie. Maar dis tyd vir die liggaam van Christus, om, as ek dit so mag uitdruk vanmôre, in die geestelike gimnasium te kom en onsself te oefen in godsaligheid, sodat ek en jy in hierdie uur iets vir God kan beteken. Al gaan ek alles deur wat ek deurgegaan het en is vir een jong man, dan wil ek sê, kerk, wie gaan saam met my iets vir God beteken in die uur waarin ek en jy is? Ag, ek het nou 'n lang preek hierso en ek gaan hom nog so 'n bietjie preek. Jy sien toe Jesus die wonderwerke doen. Jesus praat en die mense hang aan sy lippe, toe is almal daar. En ek kyk so 'n bietjie na die fariseërs net en op 'n stadium kom Jesus in Matteus 12:34 en Jesus, hy roep die fariseërs openlik voor almal uit. En hy sê, julle is adergeslag. Hy kom verder in Matteus 23 en hy sê die fariseërs, julle is witgepleisterde grafte man. Dan kom hy in Matteus 23 ook en dit het ek al gedeel met jou, maar julle maak pakkies by mekaar en sit dit op die mense, maar jy self kan dit nie dra nie, en dan is Jesus oop met dit. En die crowd is, niemand leer soos hierdie Jesus wat ons na luister nie. Niemand maak gesond soos hierdie Jesus nie. Maar toe die Romeinse soldate Jesus gevange neem, toe vlug almal. Toe wil niemand meer geassosieer word met Jesus nie, en ek praat met jou as die liggaam van Christus in hierdie plek vandag. Toe die piknik verby is en dit nie meer lekker is nie, toe kom dit op 'n plek waar dieselfde mense wat aan Jesus se lippe gehang het, nou in die gehoor staan en sê kruisig hom. En hierdie woord vanmôre vir my is natuurlik van so 'n aard dat ek vanmôre vir jou wil sê, daar kom 'n tyd vir die kerk waar net die ware aanbidders gaan oorbly. En as ek kyk na dit wat die fariseërs dan gedoen het, dis hulle wat die gehoor en die skare opgestook het en gesê, julle moet kies tussen ons en hierdie Jesus. Johannes 12:42, maar tog het selfs baie van die owerstes in hom geglo. Maar terwille van die fariseërs het hulle dit nie bely nie, om nie uit die sinagoge geban te word nie. Ek het hierdie vers al aangehaal in van my dienste. Daar kom 'n plek waar ek en jy as kerk ons posisie sal moet kies. Kies jy Jesus of kies jy die fariseërs? Kies jy 'n gedaante van godsaligheid of kies jy God in al sy krag en heerlikheid? Ek moet nie verdwaal nie. Kies ons 'n kerk waar alles cool lyk en al die cool mense uithang,
Of kies ek en jy 'n gemeente waar ons sê, hier kan God en sy mense ontmoet. Jy sien, vir baie van hierdie mense was die gewig van sosiale aanvaarding, en ek weet, ek praat met iemand vanmôre, sosiale aanvaarding is vir jou belangriker as wat God van jou verwag. Dan sê ek, ons is in 'n krisiese uur, waar ek en jy as gemeente, struktuur van God, plan A, moet kom en sê, Here, ek kies om die pad van God te loop in my lewe. Is jy nog by my? Sê amen. Ek sit net gou vinnig hierdie in. Dawid as die herder in die Ou Testament is Dawid die voorbeeld van die herder. In die Nuwe Testament is Jesus dan die voorbeeld van die goeie herder. En wanneer ons na die gemeentestruktuur kyk, dan wil ek sê, is dit belangrik dat ons gelei sal word, nie deur hierdie herder nie, maar deur die herder van die hemel, Jesus Christus. Maar as ek kyk na Dawid, dan sien ek, en die Here praat so met my terwyl ek daarna kyk, daar was tye wat Dawid die herder met sy harp gespeel en sing het. Amen. Maar hoor gou, daar was tye wat Dawid die herder die harpie moes neersit en sy slingervel optel. Daar was tye wat Dawid moes luister, is daar 'n beer, is daar 'n leeu wat kom om die skapies skade te maak. Nou ek wil nie van my preek afgaan nie, maar ek wil jou vanmôre verseker dat ek en my vrou se siel is definitief daar om jou te beskerm. En dit is nie deel van my preek nie, maar ek voel ek wil dit net noem. Ek hou my oor daar buite. Ek het deur die jare geleer, wanneer daar 'n wolf kom met skaapklere om die skapies te kom vernietig, dan wil ek sê, Here, laat ek my harpie en my drommestel bietjie neersit en laat ek my slingervel vat, want daar's 'n gemeentestruktuur, God se plan A, wat moet beskerm word. Maar dank God vir Johannes 20. En dan verskyn Jesus, en ek gaan amper klaar maak, gee my nog so 2 ure. Dan kom Johannes 20 en dank God vir Johannes 20. Na Jesus aan die kruis gehang het, waar hy geslaan was, waar hy 'n stuk baard uit sy gesig geruk was, waar die Romeinse soldaat die spies in sy sy gedruk het, en ek wil nie deur dit alles hardloop nie, maar Jesus het die prys betaal sodat ek en jy vanmôre kan sê, ons is vry, vry, vry. Maar dan kom Jesus na dit alles en hy verskyn dan weer aan die 11 disippels, want op hierdie stadium het Judas uitgeval en ek bid hard dat al die Judasse uitval, maar moenie worry nie, dis nie deel van my preek nie. Dan kom hy en hy sê hierdie woorde en hy praat met sy eerste gemeente, die 11 disippels, hy sê, vrede vir julle. Jesus stap nie in met verwyd nie, hy stap nie in met, ja, julle het my lekker gedrop nie, maar Jesus stap in by sy gemeente, by die liggaam van Christus, en hy sê, vrede vir julle. Maar dan sê Jesus hierdie woorde, en dis eintlik waar my woord vanmôre gaan, hy sê hierdie woorde, soos die Vader my stuur, stuur ek julle. En ons sê so maklik, amen, halleluja. Maar daardie oomblik is die disippels juist besig om weg te kruip. En dan kom Jesus deur die muur met sy verheerlikte liggaam en hy sê, soos wat God die Vader my stuur, stuur ek julle. En ek kan jou beloof, nie een van die 11 disippels was dik van die lag nie. Want dit weet ek, hulle het nou net gesien hoe dat Jesus met sy lewe aan die kruis betaal het. En onder die 11, dink ek seker Lukas wat die dokter was die slimste en hy het dit eerste gesnap. Soos God u gestuur het, beteken dit dat ons gaan ook 'n pad van lyding loop? Beteken dit ons gaan ook 'n pad stap waar mense 'n opinie oor ons almal gaan hê? Kom aan kerk, jy weet waarvan ek praat.
dan word die uitdaging so bietjie moeiliker as ons weet, dat soos die Vader Jesus gestuur het, so stuur Jesus jou en my. Maar hier kom die kruks van dit alles. Jesus het oor hulle geblaas en gesê, ontvang die Heilige Gees. My preek raak lankelig, mense kan nie langer as 20 minute konsentreer nie. Moenie worry nie, ek ook nie. As die kerk ooit mag vra, Here, is daar nie miskien 'n plan B om hierdie wêreld te vertel van Jesus nie? Dan sê ek, daar is geen plan B nie. Ek en jy as gemeente is God se plan A om die wêreld te bereik. Al kos dit soms so bietjie lyding. Jy sien, Jesus staan in die tuin van Getsemane en Jesus in sy benoudste oomblik bid ook hierdie woorde, Here, as hierdie beker by my verbygaan, as daar 'n plan B is, ek sal okay wees daarmee. Maar dan sê God, nee, daar's nie 'n plan B nie. My seun, jy is die plan vir hierdie wêreld. En ek wil hierdie gedagte vanmôre by jou los en ek wil sê, Sterk Koring Gemeente, ek en jy is die plan van God. Terwyl hy in Getsemane staan, wat vir my mooi is dat God antwoord nie vir Jesus nie. Hy sê, Here, as hierdie beker by my kan verbygaan. Maar Jesus antwoord hom nie. Het jy al ooit gehoor as jou ma vir jou sê, stil bly is ook 'n antwoord? Dis nie te sê, omdat jy baie keer nie in 'n hoorbare stem God se opdrag hoor, dat sy plan verander het nie. Jy is God se plan. En dan bid hy hierdie woorde, ons Here Jesus, Vader, nie my wil nie, maar laat U wil geskied. Sê my, jy kan vir my iets speel as jy daar iets het. Ek gaan klaar maak. Jy is God se plan. Ek vat gou-gou en ek bring jou verhaal van Matteus 27, 4 punte wat ek vinnig met jou gaan aanhaal. En jy weet die vyand is ook daar in my gedagtes. En ek is die eerste een om vanmôre hier voor te staan en te sê, ek weet ek's nie perfek nie. En dan kan ek sarkasties wees en sê, jy ook nie. Maar ek wil nie, ek wil sê, kan ek en jy vanmôre as 'n liggaam van Christus by mekaar kom en die plan van God in ons lewe bereik. Matteus 27 vertel ons van 'n man en hy word genoem Josef van Arimatea. 'n welaf man, hy word selfs in Matteus 27 'n disipel van Jesus genoem, alhoewel hy nie van die oorspronklike 12 is nie, was hy een van daardie volgelinge van Jesus, wat van 'n afstand af Jesus gevolg het, en dan kom dit op die plek waar Jesus se liggaam aan die kruis hang. En ek wil vir 'n oomblik hierdie storie net vergeestelik vir jou, en ek wil vir jou sê, wanneer ek vanmôre baie keer na die gemeente kyk, na die liggaam van Christus kyk, dan sien ek soos 'n Jesus aan die kruis hang, hoe hang die liggaam, die gemeente van Christus aan die kruis. Die gemeentestruktuur, die liggaam van God, was al in hierdie tyd waarin ek en jy leef, stikkend geslaan. Ons is al uit mekaar uitgeskeer. As jy 'n bietjie in die kerkwêreld kom, sal jy weet wat ek vir jou sê, die kerke word uit mekaar uitgeskeer. En wanneer 'n mens na Jesus kyk aan die kruis, dan kan ek amper sê, ek sien die gemeente van God, wat hang aan 'n kruis, leweloos. Matteus 27:50 sê hierdie woorde, en ek weet ek vergeestelik hierdie verhaal, maar dit sê hierdie woorde, en Jesus het uitgeroep met 'n groot stem, en die Gees gegee. En hierdie woord kan jy sê, okay, maar met wie praat jy vanmôre? Dis net God se Gees wat jy kan laat besef, ek praat vanmôre met jou.
Jy het baie pyn in hierdie lewe, jy het baie lyding in hierdie lewe, en ek kan so maklik op 'n plek om sê, arme ek, me, myself and I. Maar daar's 'n God wat sê, soos ek Jesus gestuur het, so stuur ek julle. Dis nie altyd maklik nie, maar soveel mense wat hulle self Christene noem, hang leweloos aan die kruis, en dan wil ek in die geestesriem sê, het ook die Gees gegee, die Gees van God is nie meer teenwoordig in die gemeente nie, en daar's hoeveel gemeentes wat hang leweloos, maar dan is daar 'n Josef van Arimatea, en hy kyk na Jesus se lewelose liggaam aan die kruis, en hy sê, ek kan nie toelaat dat die son sak met hierdie liggaam wat aan die kruis hang nie. En as jy my vra, wat doen ek vanmôre, dan kom ek in nederigheid en ek sê, ek gaan nie toelaat dat die liggaam van Jesus Christus leweloos aan 'n kruis hang nie. Ek hoop dit maak vir jou sin vanmôre. Ons kan nie laat die liggaam net daar hang nie. Hy het vir homself gesê, voordat die son sak, moet ek hierdie liggaam van die kruis afkry. En dan kom Josef, en hy doen 'n paar goeders, en die eerste ding wat Josef doen, is hy sê, ek moet die liggaam afhaal van die vloekhout. Ek wil vanmôre die gemeente afhaal van die vloekhout. Mense wat teen die kerk praat. Ek weet ek raak nou 'n bietjie ernstig, maar ek wil vir jou sê, die kerk was nog nooit so uit sy nate soos in hierdie uur nie, maar die wêreld het nog nooit so min respek vir die kerk gehad soos hierdie uur waarin ons leef nie. Kom ek sê jou, hoekom? Want die liggaam van Christus hang leweloos aan 'n kruis. Kyk my seer, kyk my pyn, kyk my wonde. Maar dan wil ek soos 'n Josef vanmôre sê, dis tyd om die liggaam van Christus van die kruis af te haal. Ek vat te veel tyd. En dan kom Josef en hy doen die volgende ding, en hoor mooi, hy draai die liggaam van Jesus toe in linne. As daar iets is wat ek vanmôre wil doen, is dit nie om die kerk uitmekaar uit te jaag nie. Ek sê dit weer en ek sê dit onder die salwing, hierdie gemeente is God se plan A. Maar dan wil ek vanmôre die gemeente van God kom toedraai in skoon, rein linne. Ek wil jou vanmôre kom toedraai met linne, en dan hoor ek die roepstem van God wat sê, wees heilig, want ek, die Here jou God, is heilig. Ek en jy moet weer die kleed aantrek van skoonheid. En as daar iets is wat ek wil bereik in hierdie môre, is dit juist dit. Here, ons moet die kerk weer 'n heilige plek maak. Jy kan saam met my stem of jy kan teen my draai. Maar ek wil vanmôre roep in hierdie gemeente, en ekskuus as ek 'n bietjie langer preek is gewoonlik, maar hoor die woord van die Here. Dis tyd dat die kerk hom weer toedraai in skoon, rein linne. Jou gekompromie met die wêreld en sy drek gaan geen siel na God toe lei nie. As ek vanmôre linne kom draai, dan dink ek aan die woorde van die profeet Jesaja, en hy sê, ek kom ruil jou en trek aan 'n gewaad, 'n kleed, gaan trek linne aan van lof. As daar iets is wat ek vanmôre vir die gemeente wil doen, is dit sê, kan ek en jy ons weer opnuut beklee met ware lof en aanbidding. Ek praat nie van net met 'n orkes nie, dis awesome, dis great, maar daar's 'n plek waar die ware aanbidders God in gees en in waarheid sal aanbid. Vat te veel tyd, ek hoop jy hoor my vanmôre. Jy is God se plan. Ek is God se plan. Maar kom ons kom van die kruis af, die prys is betaal. Maar draai jouself toe in wit linne. Ek wil jou vanmôre sê, wees heilig. God is heilig. Gaan oor na die volgende punt toe. Wat Josef verder doen is, hy sit die liggaam van Jesus Christus in die regte posisie neer.
Jy sien iewers met Josef tussen die skare, terwyl hy geluister het na hierdie Jesus wat praat, moes hy gehoor het dat hierdie Jesus gaan weer uit die dood uit opstaan. En toe hy Jesus in sy graf indra, het hy hom nie daar gesit en sê, dis verby nie, maar hy het gesê, ek moet hierdie man in 'n posisie kry, want hierdie ou gaan net vir 3 dae hier lê, dan gaan hy opstaan uit die dode uit. As daar iets is wat ek vanmôre vir Sterk Toring wil doen, wil ek sê, Sterk Toring, ek wil jou in die regte posisie kry, want daar kom 'n dag, wanneer die boesyn gaan blaas, en ek en jy gaan klaar wees met hierdie wêreld. Soon and very soon, we are going to see our King. En wat wil ek doen? Ek wil die liggaam van Jesus Christus, wil ek in 'n posisie draai, sodat as hy kom, en ek en jy in 'n nuwe lewe saam met Jesus die ewigheid ingaan, dat ek en jy in die regte posisie sal wees. Dink aan soveel goeders. Laaste punt wat ek vir jou wil bring. Dankie Tannie Doreen, as jy vir my ietsie kan speel. Is dit, terwyl ons by hierdie tafel gaan stil staan. Die ding wat Josef doen, en daar's 'n verskil, dat ek myself verduidelik. Josef lê die liggaam neer, en die woord sê, en hulle die liggaam van Jesus gesalf. Nou, as jy nou die gebruik verstaan, dan moes hulle eintlik die liggaam van Jesus gebalsem het. Maar daar's 'n verskil tussen salf en balsem. Om 'n liggaam te balsem beteken, ons sit hom nou in hierdie posisie, en dis nou die posisie waarin hy gaan vergaan. En ek wil sê, o God, help my vrou, help ons in hierdie kerk. Ek wil nooit in my lewe die liggaam van Christus balsem nie. Ek wil jou nooit in 'n posisie kry waar hy sê, ons lê nou maar net hier tot ons sterf nie. Maar deur God se genade wil ek vanmôre die kerk kom salf. Ek wil vir jou kom salf smeer, en ek wil vir jou sê dat daar is 'n beter lewe wat vir my en jou wag. Daar kom 'n uur wanneer God met elke, en ek druk dit so uit vanmôre, met elke gemeentelid sal praat. Daar kom 'n dag wanneer jy voor God sal staan. En as kies, die woord sê hy sal al ons trane afvee en alles gaan daardie dag beter wees, maar ek dink wat die belangrikste sal wees in daardie dag as Sterk Toring voor God gaan staan, is wanneer God uithaal en sê, dis wat ek jou gegee het en dis wat jy daarmee gedoen het. Ek hoop ek praat iemand raak vanmôre. Hierdie liggaam was gebreek aan die kruis. Nie om 'n stywe, gebalsemde liggaam te wees wat net lê en niks beteken nie. Hierdie liggaam is gebreek sodat die salwing en die seën van God op ons kan rus. Hierdie bloed het gevloei sodat ek en jy kan sê, Here, deur hierdie bloed is ek 'n nuwe skepsel. En ek sluit af met hierdie woorde. En ek dink Tannie Doreen het die skrif aangehaal sonder dat sy dit geweet het. Dan kom die woord en hy sê, soos wat die Heilige Gees, Jesus Christus, in daai graf ingegaan het en hom uit die dode uit lewend gemaak het, so sal hierdie selfde Heilige Gees ook in jou lewe inkom en jou lewendig maak. Ek preek het gou 'n bietjie saam met my. Ek's nie hier vanmôre om die liggaam van Christus te balsem nie, maar ek is hier om jou te salf en te seën.